What's the case with Massey Ferg? Power, passion, feel the surge. Plowing fields and baling hay. Hoekom is ons nou iewes skielik ge-Christmasified? Mens sal dink is einde van die jaar. Nee, almal se koppies klats nou uit. Dis al eintlik van Oktober af het Checkers in die plekke het al hulle Kersversierings uit en hulle speel Kersfeesmusiek en is mal. Ja, ek red Oktober, ek Black Friday nog en dan sit iewes skielik Kersfees Denklik Black Friday deurgedruk nie, nê? So ja, dis 'n baie kort enetjie hierdie Nardo. Dis eintlik maar net spesiaal gemaak aan ons kykers en ons volgers deur die jare van 25 en ons wil net weer eens vir almal by die huis sê baie dankie vir die ondersteuning. Ons wens vir julle 'n baie geseënde Kersfees toe, voorspoedige nuwe jaar en almal wat reis oor hierdie vakansieperiode, mag ons almal weer veilig terug wees in 2026. Definitief ja. Altyd don't forget the reason for the season. Dis altyd 'n lekker tyd. Dis nou bietjie raak bietjie rustig, skaal bietjie af, spandeer tyd saam met die familie. Dit is tog waaroor die lewe gaan. Ja, ou moet bietjie te leef. Ja, bietjie pause druk, bietjie tyd met die familie, bietjie tyd met die vriende sit en net jy weet, al is dit net 'n dag of twee of 'n week van die jaar, net besef waaroor dit eintlik alles regtig gaan, né? En daarom ten minste een lekker braai hou. Ja. So nou dit was die jaar, ons het al 'n paar episodes geskiet en ek dink 'n paar lekker episodes agter die rug, ja. This is not making it to the episode. Well, do you know how full the Val Dam is? Oh, I dragged this out. You can look at that. Shall we put this back? Oh, shoot. Ja, maar dat is wat jy nou net gedoen het. Dis one there on your top of your forehead. Ja, ek moet sê, en nou sien die muskiet. Kan nie eers Jy het definitief vir my die stoeltjie gekry nie, nê? Ja, jy moes dalk hierdie ene gevat het. Ja, ek sal daai netjie moes gekry het, nê? Laat aande met Massey Ferguson. For more inquiries, contact Thomas. kan ons Thomas se nommer opsit Met vir hulle. Dis miskien nie waar jy moes begin het nie. Of jy begin by basies. Skus. Die bloody totaal. Ja, vir die kykers wat gewonder het, is die ding ooit geskryf. Dus hier is jou bewyse. Ja, dis ons calamari, vis, chips, Russian combo tradisioneel. Ja, is so lekker, ek moet bietjie vir Nando los, né? What's the case with Massey Ferguson? Hallo Nardo. One, two, three. All right. Finish clapping. Just stay. Which one? We'll just do another clap from Look the hour difference first. There we go. Wow. 6 maande lank. With Massey. This is same sound for now. You get paid by the hour. What is it going on? Ek weet nie waar was jy daarna nie. Dit is Daai gaan ons nou nie verder spiegelbaar as ons uitpraat die foto sien seker na die tyd. Ek weet nie wie se sonbrille dit is. Gevaarlike goed waarmee jy besig is, hierdie onderduimse vrede. Ag, maar dit was lekker. Ek moet sê vir my, as ek hierdie hele jaar moes opsom, die highlight vir my van What's the Case with Massey Ferguson was die feit dat ek dink ons was een van die eerstes wat 'n potgooi uitgesit het. So dit was 'n bietjie van 'n kans wat ek en jy en die Massey Ferguson span ongekende terrein. Ons het ons hoed in die wind gegooi en gekyk hoe dit gaan. Ja. En ek moet sê dit het baie beter uitgedraai as wat ek gedink het sou en ek meen baie van dit het te doen met jou uitstekende persoonlikheid en al ons wonderlike kykers daar. En jou teenwoordigheid wat net so lekker is. En ek dink wat ons op gefokus het en wat ons van die begin af gesê het, ons wil dit hierdie is nie scripted nie, hierdie is rou. Dit is eerlik en opreg en dis waaroor Massey vir ons gaan. Ek en jy het altyd met dit groot geword soos ons nou al gesê het en dis net om bietjie mense by Massey Ferguson te sit en ek dink ons het dit baie goed reg gekry en ons het dit so kon hou. Dit was lekker.
Ja, en dit sluit die jaar af, ek dink vir die show en vir al ons boere en selfs miskien die plantseisoen afhangende van wie en waar en wanneer ons dit kyk, maar ja, dis 'n uitstekende manier om 25 toe te maak en wil nie te veel weggee nie, maar vir die loyale volgers daar buite 26 gaan nog groter wees. Ja, ons het groot dinge op pad. Ons gaan nie nou uitbrei nie, maar ek wil graag hê julle moet aanhou kyk en ons gaan bietjie beter gaan met hierdie dink ek. Ja. Maar as ons so 'n bietjie terugkyk, Ryan, het 'n paar hoogtepunte vir jou, het jy iets wat vir jou uitgestaan het wat vir jou regtig lekker was? Ja, ek ek was redelik gemaklik met die studio en dit was vir my baie lekker om van hier af te skiet en die feit dat ons bietjie getravel het, jy weet, ons was uit by 'n paar boere, ons was by die Nampos en dat die traveling is vir my nogal besonders en dan die gaste, so die spesiale gaste wat ons deur die loop van die jaar kom kuier het. As ek moet dink aan Shaal en Nico en ou Dirk Frik. En al die karakters wat saam met ons deur hierdie show was, weer eens dankie vir hulle. Dit vat ook partykeer 'n bietjie guts om saam met ons op hierdie studio te sit. Ek weet nooit wat uit een van die twee se mond sal kom. Ja, nee, kyk, ons neig nogal om 'n ou bietjie onkant te vang partykeer. Ja. Maar ek moet sê dit was ook vir my lekker. Die twee Nampo episodes, Nampo Botawil en Nampo Kaap was vir my lekker. Dit was my eerste keer by Nampo Kaap, so dit was regtig vir my besonder. Dit is lekker om 'n episode daar te kon skiet en 'n groot hoogtepunt is maar Dik Frik Spitbraai se lekker kos. Ek sal nogal nou kan doen daarmee. Ja, ons moet vir hom Dik Frik vir ons Kersfees ete kom nou. Dan kan hy vir ons lekker ja. Hy kan vir ons 'n skaapbout spit. Ja, ek bel hom sommer nou met lekker roosterkoeke. Jo. Maar ja, so dit was dit vir die seisoen. Na die laaste gelukwensies of Kersfees boodskapies vir die mense by die huis. Weer eens maar net al ons gaste, baie dankie aan elke kyker. Verskriklik baie dankie al die nuwelinge. Ek hoop julle vang al bietjie op en ja, hoop 2026 gaan vir julle skitter. Geseënde Kersfees julle, tot wederziens. Totsiens almal. I don't know, did that end okay? That felt a little choppy.